Maar ons is besig met ons lentreis, ons lent journey. Ons het die 5de Maart het ons begin met die 40 dae tot en met Paasfees, en voor verlede Sondag het ons dit ingelei, en hierdie jaar is ons tema die rooi tou, en vir die wat 'n boekie gekry het en daarin werk, ek weet die Here praat met jou deur hierdie boekie. En as jy nie 'n boekie gekry het nie, moenie moedeloos raak nie. Jy het gesien ek het op die WhatsApp groep het ek eintlik vir jou die PDF gestuur. Wie het dit gesien? Ja, okay, die wat so jy kan hom gaan aflaai en dan kan jy ook bybly. As jy dit gemis het en dit klaar daai boodskappe ge-erase het, vra maar vir my, ek sal dit weer vir jou stuur. Net omdat ek vir jou baie, baie lief is. En ek wil nie hê jy moet uitmis nie. So hierdie reis, die Lent Journey, 'n lydingstydreis, vat ons na Paasfees toe. Die grootste datum op ons kalender, en voor verlede week, soos ek gesê het ons dit ingelei, en hierdie week reis ons verder, en ons gaan hiermee saam reis tot en met Palm Sondag, wat ek dink die 13de April is, as ek dit nie mis is nie, en hopelik by daai tyd is ek 'n oupa. Ek wil net sê, dit gaan baie goed met ons kleindogter, sy is nog ongebore, maar sy groei, asof dit uit die fashion uitgaan. En ons is regtig dankbaar. En vanmôre wil ek met jou praat oor die onderwerp in hierdie reeks, die rooi tou. God kies die onwaarskynlikes. God chooses the unlikely. Dit is 'n mooi tema nie. Geliefdes, Jesus nooi ons uit, en eintlik van die begin van die jaar met ons reeks genade op genade, Jesus het die skare uitgeroep, meer as 2000 jaar terug het hy hulle uitgenooi met die woorde in Matteus 11 vers 28 tot 30, en jy ken dit nou al, en ek wil dit vanmôre net weer gebruik. Jesus se uitnodiging in die message is dit vir my so mooi, hy sê, get away with me and recover your life. Kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is. Wat 'n uitnodiging. Hy sê, and I will show you to take a real rest. Julle onthou oor die rhythms of grace, en hierdie jaar gaan ons baie oor genade praat, want dis die jaar van genade op genade. En Jesus sê, ek gaan niks swaar op julle rus nie. My juk is lig, my las is sag. Andersom, ek kan dit nie onthou nie. Wat 'n uitnodiging. Daar's soveel swaar jukke. En in Jesus se tyd het die godsdienst dit ook nog moeilik gemaak. Was baie reëls en regulasies, en dan was daar al daai oorlewering van die mense. Onthou hoe hulle na Jesus toe gekom en gesê, jou disippels was nie hulle hande nie en hulle eet. En dan sê hy, keep company with me and you learn to live freely and lightly. En dis die uitnodiging, maar tog is dit vir ons so moeilik om by hierdie uitnodiging te kom. En dis waaroor hierdie lydingstyd Lent Journey gaan. Net om so bietjie te sê, hey, dis genoeg. Ek wil my hart, my lewe voorberei. En daarom is die uitnodiging in hierdie 40 dae om so bietjie iets af te lê, een kant te kom, met die boekie tyd te spandeer. Sit die TV af. Los al hierdie ander goed, Facebook en WhatsApp boek en Instagram en moenie worry oor wie jou follow nie, man. You just follow Jesus. Moenie jy ander mense follow nie. Hulle lieg in elk geval, man. Hulle is nie so grand nie. Don't follow them. Come to Jesus. He will give you rest. En dis waaroor hierdie tyd gaan. En dit is so jammer dat ons fokus net een keer 'n jaar op dit moet ons leefstyl wees. En verlede Sondag met Anke de Beer het ons gehoor en my hare het weer gereis, en dit was die tweede keer dat sy daaroor praat, het my hare gereis. Geliefdes, as jy dit dink,
Die Kanaaniete het hulle kinders en hulle babas geoffer aan Molech en hulle kinders in die vuur gegooi. Ons is besig om ons kinders vir die duiwel te offer. En ek en jy as ouers is skuldig. My kinders is nou groot, hulle moet nou hulle eie offer bring. Maar ek raak benoud as ek dink, ek het 'n kleindogter wat op pad is en hulle gaan haar nie met die TV groot maak nie. En hulle gaan haar nie met al hierdie goeders voer nie. Hulle sal haar pap voer. En ek eet eers pappie. Waar kom ek nou aan dit? Luister, dit was Johannes, toe hy die pad kom baan het en uitgeroep het. Weereens daar in die Passion waar hy sê in Johannes 1 vers 23 en jy weet hierdie skrifte wat ons al gebruik het, ek wil net weer 'n fondasie lê. Hy sê clear the way and prepare your hearts. Geliefdes, we have to clear the way. Ons moet die pad vir onsself gelyk maak. En elkeen van ons moet ons eie keuses maak. Dalk sê jy, ek is nie vasgevang in hierdie goed nie. Dank die Here. Maar ek het agtergekom, ek spandeer baie te veel tyd om nuus te lees en te kyk wat sê News24 en Marula Media en Hoese Media en dan moet ek nog e-mails tussenin lees en dan moet ek nog boodskapies antwoord en boodskapies stuur en. Prepare our hearts. Clear the way. Wat 'n uitnodiging. En daarom is deel van hierdie 40 dae journey tot en met Paasfees. En julle weet ek het al vir julle gesê dis meer as 40 dae want die eerste gelowiges het nie hulle wou nie op die eerste dag soos vandag wou hulle nie vas nie. Hulle het gesê nee, dis 'n dag van feesviering. Maar om in hierdie tyd so 'n bietjie af te lê, een kant te kom, te fokus. Hoekom die 40 dae? Wel, Jesus was vir 40 dae in die woestyn voordat hy sy openbare bediening begin het. En wat het daar gebeur? Jy weet, die eerste ding, hy het gevas en die eerste ding wat die duiwel kom doen het te sê, hey man, jy het nie nodig om honger te ly nie. Sê vir die klip hulle moet brood word. Maak jou eie plan. Hey man, jy hoef nie te suffer nie. Dit is mos so, as jy hier afspring, sal God jou beskerm. Hy sal sy engele aangaande jou bevel gee. Hy sê as jy net bietjie voor my neerbuig, gee ek vir al hierdie koninkryke. Jy hoef nie kruis toe te gaan nie. Al daai goed wat maak dit maklik, easy. En ons sê, miskien moet ons ook net so bietjie suffer. Bietjie nee sê. Nee sê vir vleis, nee sê vir koek en vir brood. Nee sê vir die TV, nee sê vir al hierdie social medias, nee sê vir 'n klomp goed, sodat ons net weer kan connect met onsself. Jy weet, ons is nie eens meer connected met onsself nie, ons is connected met almal anders. Wat van met mekaar te connect, as man en vrou? Net om te connect met mekaar as vriende. Gaan kyk. Toe my kinders groot geword het ons nie by die Spur geëet nie. Eerstens kon ons dit nie bekostig nie. En die tweede plek het ek geweier dat my kinders daar speel. En dan moet ek alleen eet want my vrou moet hulle oppas of vice versa. Maar nou is die speelding nie meer daar nie. Die speelding is in ons kinders se hande. Het jy al 'n bietjie mense dopgehou? Hulle sit om een tafel, maar elkeen in sy eie wêreld. Geliefdes, daar's 'n groot aanslag. Maar in hierdie tyd maak die Here ons wakker. En daar's 'n duidelike waarskuwing en ek het net besef na Anke hier was, we cannot plead ignorance. Ons kan nie sê ons het nie geweet nie of ons weet nie. Maar ek wil jou vanmôre weer terugbring by hierdie rooi tou. Rahab se rooi tou van verlossing. Ons het verlossing nodig. Ons is almal wat hier sit, glo ek, is gered deur God se genade, maar ons het ook vandag verlossing nodig van al hierdie ander goed.
ons het 'n anker nodig. So ek wil weer vir jou 2 verse lees, daai uit Josua 2 uit, bekende verse, in Josua 2 vers 15, ons het verlede week daarna gekyk, oor die feit dat daar staan, hulle sê, vir haar, die verspieders, hierdie tou, ons gaan daarmee vrygelaat word. Kom ek lees dit. Daarop het sy hulle met 'n lyn deur die venster laat afsak, want haar huis was in die stadsmuur ingebou, sodat sy aan die muur gewoon het. En dan in vers 18 lees ons hierdie woorde, kyk, as ons in die land kom, dis nou die verspieders wat dit nou vir haar sê, moet jy hierdie gedraaide rooi lyn waarmee jy ons laat afsak het, aan die venster vasbind. Kan jy nog onthou dat die Hebreëse teks vir hierdie 2 verse waar in ons Afrikaanse Bybel dit net vertaal word met lyn, eintlik 2 ander woorde is vir tou? Kan jy onthou in vers 15, daai lyn is die Hebreëse woord shevel of shebel, en dit beteken meer as net 'n tou. Die dieper betekenis is dat dit ook gebruik was, en dit is so dat 'n mens 'n tou kan gebruik om iets mee te meet, soos 'n meetsnoer. Maar dat daar ook 'n betekenis aan hierdie woord was van pyn en smart en binding. En dit is interessant dat die skrif hierdie woord gebruik wanneer Rahab besluit om hierdie verspieders vry te laat. En al wat sy gehad het is die woord van hulle belofte. Niks anders nie. Maar dan in vers 18, waar hy hierdie woord gebruik, die Grieks van tikva, 'n gedraaide, gevlegte tou, wat eintlik sterkte en krag beteken, maar die diep betekenis hoop, verwagting. Is dit nie mooi nie? En dieselfde tou kry 2 verskillende betekenisse. Dieselfde tou kry 2 verskillende betekenisse. En ons het daaroor gepraat dat Rahab as gevolg van haar lewe en haar sonde gebind was, vasgevang is. Want sowel kan ook 'n vangnet of 'n vangstrik beteken. Maar dan word daai rooi lyn vir haar en haar familie verlossing, vrymaking. Geliefdes, ek hoop jy het nog ergens te jou rooi lentjie. Jy het nie 'n rooi lentjie nie. As jy nie 'n rooi lentjie het nie, daar aan daai toukandelaar hang daar rooi lentjies. Pas op, haal net die speltjie af. Maar vat vir jou 'n rooi lint, maak hom ergens vas sodat hy jou kan herinner. En ek weet nie waar het jy hom gesit nie. Ek sien toe nou die dag iemand syne is aan sy kar sleutels, maar hy het al uitgeraaf, hulle hang net 3 los. Maar maak nie saak nie. Maak nie saak hoe hy lyk nie. Nou, ons lees in Josua 2 dat Josua 2 verspieders opdrag gee om Jerigo te gaan uitkyk. Die stad, die grondgebied. En hy stuur hierdie 2 verspieders uit en dan sê Josua 2 vers 1 en hulle het gegaan en hulle het gaan bly in die huis van Rahab. Ek gaan nou nie daai woord gebruik nie, maar jy kan dit mos lees. En hulle het daar geslaap. Die skrif is onduidelik hoe hulle by Rahab opgeëindig het. Die skrif sê nie hoe dit gebeur dat hulle by haar huis kom nie. En dit maak eintlik saak hoe nie, maar al wat ek en jy weet, dit was 'n goddelike afspraak. Dit was nie toeval nie. God het dit bepaal, want daar het sekere goed al reeds gebeur en ons gaan vanmôre vinnig daarna kyk. Maar die mense van die stad het gesien, hier kom 2 mense in wat nie anders lyk as hulle en anders praat as hulle. En hulle het vir die koning gaan sê, want onthou, die gerugte oor Israel
was al buite die stadsmure, want daar was al oorwinnings. Hulle het al oor die Jordaan, nie oor die Jordaan nie, deur die Jordaan op droë grond getrek. En as jy nou met die boekie werk, weet jy al hierdie goed wat ek nou vir jou sê. Maar hulle gaan vertel vir die koning, en dan stuur die koning sy boodskappers, sekerlik soldate, en hy sê vir Rahab, lewer hierdie manne uit. En ons weet, Rahab het hulle weggesteek. Maar my vraag is, waarom het sy dit gedoen? Waarom? Hoekom sou sy so iets wou doen? Wat was haar beweegrede? Maar kan ek jou vanmôre 2 vrae vra? Het jy al ergens iets in jou lewe gedoen en jouself later afgevra, maar waarom het ek dit gedoen? Het sy of dit goed is of sleg is? Dink bietjie daaroor. Ek het op jou blaadjie die vraag ook gevra, en jy kan dalk ergens te weet net oor daai waarom gaan dink. En dan wil ek vanmôre vir jou vra, het jy al iets in jou lewe gedoen waaroor jy spyt is? Ek wil nou nie eens vir jou kyk nie, want ek dink ons het almal al iets in ons lewe gedoen waaroor ons spyt is. En baie keer dan vra ons onsself daarna die vraag af, hoe kon ek so stupid gewees het? Ek wonder deesdae dikwels oor Rahab se lewe uit die aard van die saak. En terwyl ek so oor haar dink, toe wonder ek hoeveel keer sy vir haarself gevra het, maar hoekom? Waarom? Waarom het ek hierdie lewe gekies? En dalk het sy nie hierdie lewe vir haarself gekies nie. Dalk het omstandighede dit gekies. Ons weet nie, daar's spekulasie. In die boekie word daar gespekuleer. Maar nêrens het ons 'n skrif gefundeerde antwoord om te sê, Rahab het hierdie leefstyl gekies asof of omdat nie. Maar ek is seker daarvan, sy moes eers in haar lewe vir haarself gevra het, hoekom het ek dit gekies? Hoekom het ek nie iets anders gekies nie? Ek is seker daarvan, sy het al meer as een keer spyt gehad oor dit. En ek het ook al gewonder, hoeveel keer wou sy nie graag uit hierdie leefstyl uit ontsnap nie. Wou sy hiervan wegkom en vrykom, maar dalk kon sy net nie haarself help nie. Sy kon net nie uit hierdie stryk uit wegkom nie. Sy het dalk 'n paar keer probeer, maar elke keer dan val sy terug. Sy was vasgevang. Sy was gebind soos met 'n swaar ketting. En dit was 'n konstante herinnering aan haar mislukkings. En miskien terwyl jy met Rahab gejourney het hierdie goed vir jou ook in jou eie lewe begin bekend klink. Die probeer en die misluk, die wegkom en die terugval, die diep groef, daai vangriem. Hoekom? Want elkeen van ons wat hier sit, het tog 'n lewensverhaal, 'n storie, a history of a her story. Elkeen van ons. En ons stories verskil. Maar weet jy wat verskil nie? Dis gewoonlik die skaamte en die spyt wat ons aftrek en terughou, en met elke fout wat ons daarna begaan, word dieselfde ding hier in ons oor en in ons gedagtes geëcho. Jy is onwaardig. Jy's nie goed genoeg nie. Jy's gediskwalifiseer. You're beyond redemption. Het jy al dit in jou gedagtes gehoor? En dit snaaks, jy dink nie eens aan daai goed nie, maar die oomblik as jy 'n fout begaan, die oomblik as jy onseker is dit asof daai stem weer met jou praat. Jy's nie goed genoeg nie, jy's onwaardig, En dikwels kyk ons na ander mense in hulle lewens, en dan kyk ons na ons eie lewens, en dan vra ons onsself die vraag af,
Hoe sal ek ooit 'n plek kan hê in God se plan? Hoe kan God ooit iemand soos ek gebruik met my storie, met my lewensverhaal? Vanoggend toe jy by die deur instap, het Miek vir jou 'n speeltjie gegee. Wil jy hom nie uithaal nie? Want ek weet, jy het hom klaar geberg en gesê, great, lekker in my handsak. Dis groter as wat ek oorspronklik gevra het dit moet wees. Maar toe ek het kry, toe besef ek, dit was nou nie, dis ook nie per toeval dat hy groot genoeg is nie. Want hy's groot genoeg, sodat jy vanmôre daarin kan kyk. En ek wil vir 'n oomblik vra dat jy in hierdie speeltjie sal kyk. Die wat hom naby hou se oë is sleg en die wat hom ver hou se oë is goed. Het almal 'n speeltjie gekry? As jy nie 'n speeltjie gekry het, is dit Miek se skuld. Wat sien jy? Wat sien jy vanmôre as jy in hierdie speeltjie kyk? Of wie sien jy? Ek wil jou uitnooi om vir 'n oomblik so bietjie dieper te kyk verby die oppervlak. Verby die sluier. Verby die voorgee. Verby die masker. Wil jy nie so bietjie dieper kyk nie? Ek weet nie van jou nie, maar Rahab se verhaal het in elkeen van ons iets kom wakker maak. Dalk iets wat jy vir jare in jou eie lewe onderdruk. Diep wegbêre. Dalk probeer afmaak asof dit nooit gebeur het nie. Dalk het Rahab se lewe en se verhaal so bietjie die waters van jou lewe troebel gemaak. Want jy weet mos wat gebeur vir julle wat al in 'n plaasdam was. Alles gaan lê onder. Maar as jy voet daarin steek, it comes up. En baie keer dit wat opkom, hou ons nie daarvan nie. Ons wil dit nie sien nie. Ons wil dit nie in die gesig staar nie. Ons het dit diep begrawe, want dis 'n verwonding. Goed waaroor ons spyt is. Die waaroms. Die hoekoms. Geliefdes, Rahab se verhaal strek verder as net haar lewe. Dit strek ook verder as die mure van Jerigo. Die profeet Jesaja het al daaroor gepraat, wanneer hy sê, ons sondes en ons ongeregtighede het 'n skeidsmuur geword tussen ons en God. Maar weet jy wat? Daar het 'n groter muur geval as die muur van Jerigo. En dit het gebeur op die dag toe Jesus Christus aan die kruishout van Golgotha hang. En die skuldbrief wat teen jou en my vyandig was, saam met hom vasgenaal is. En die oomblik toe hy uitroep, dis volbring. Toe skeur die gordyn in die tempel. Daai voorhangsel wat 'n fisiese skeiding gemaak het tussen God en die mens skeur, maar daar het 'n groter muur geval, die muur tussen jou en God. Amen, kan ons die Here daarvoor 'n lofoffer gee? En hierdie journey van hierdie 40 dae gaan ons bring by daai oomblik oor die Paasnaweek wanneer ons in daai oorwinning kan kom. En jy het die woorde van Max Lucado gelees in die boekie, en dis die wonder van genade, is die feit dat genade ons kry waar ons is, maar hy los ons nie daar waar ons was nie.
Dis genade. Rahab woon in 'n stad wat geoormerk is vir vernietiging. Rahab is eintlik die simbool van die stad. Sy is eintlik die metafoor. Haar lewe, dit wat sy gedoen het, daai H-woord. Want die mense was verwyderd van die ware God. So sy was die simbool van die stad. En by alle standaarde, binne en buite hierdie stad, was sy as sleg beskou. Nie goed genoeg nie. Onwaardig. En sou nie ek of jy haar gekies het om deel te wees van God se plan nie. Maar God sê deur die profeet Samuel, daar in 1 Samuel, hoofstuk 16 vers 7. God sien nie soos die mens sien nie. God kyk nie soos wat die mens kyk nie, want die mens kyk na dit wat voor oë is, maar God sien die hart raak. Man, in die message is dit vir my so mooi. Hy sê, men and women look at the face. God looks into the heart. Ek hou van die woord into, onderstreep hom as jy daar pen het. Into the heart. Vanmôre het ek vir jou gevra om in daai spieeltjie te kyk, maar 'n bietjie verby te kyk. God judges differently. Men and women look at the face. But God looks into the heart. Into. Binne in. Ons kyk op die oppervlak. God sien dieper. God sien die potensiaal en nie die mislukking nie. God sien die toekoms en nie die verlede nie. Dis wat genade en vergifnis is, geliefdes. Daarom sê Jeremia 29 vers 11 en ons quoteer dit so maklik, waar God sê, ek het 'n hoopvolle toekoms vir jou. God sien iets, al is jy in ballingskap, al is jy vasgevang. Baie mense quoteer hy skrif, maar hulle besef nie, dit was 'n tyd toe die volk vasgevang is, vasgebind was. Maar God sê, ten spyte van waar jy nou is, sien ek 'n toekoms. Want ek kyk verby. Ek kyk verby die oppervlakte. Daarom, geliefde, wil ek vanmôre dit vir jou sê en ek wil hê jy moet dit hoor. Jou verlede hoef nie die grenslyn te wees nie. Dit hoef nie die spreekwoordelike streep in die grond te wees nie. Dit hoef nie die stryk te wees nie. Dit hoef nie die vangriem te wees wat jou eindbestemming bepaal nie. Dit hoef nie. Sê 'n bietjie vir jouself, dit hoef nie. Kyk in daai spieël en sê vir jouself, dit hoef nie. En al maak dit nie vir jou sin nie, en al maak dit nie vir ander mense sin nie, wil ek vanmôre vir jou sê wat Jesaja die profeet gesê het. En dis eintlik God wat gesê het. My gedagtes is nie julle gedagtes nie. En my weë is nie julle weë nie. Is jy dankbaar vanmôre dat God sê, my weë is hoër as julle sinne, en my gedagtes is hoër en verder as julle sin. Geliefdes, ek wil vanmôre vir jou sê, God dink anders. God
kyk anders, God sien anders, en dan wil ek vanmôre vir jou sê, God loop sommer anders ook. Hy het 'n ander pad waarop hy loop. Hy het 'n ander pad waarop hy loop. En hy lei na 'n ander plek heen. Geliefdes, Rahab maak 'n keuse wat haar toekoms onherroepelik verander. Sy maak 'n keuse. En dit was 'n groot risiko. Ons lees dit asof dit niks was nie. Kan jy imagine? Jy steek verspieders weg. Dink jy dat as mense van daai stad hulle kinders, babietjies in 'n vuuroond gegooi het, wat sal hulle doen met iemand wat verraad pleeg? Hoogverraad, treason. You think they take likely to that? As hulle bereid was om hulle babietjies in 'n vuuroond te gooi om hulle God tevrede te stel. Wat sou hulle doen? Dit was 'n groot risiko. Dit was 'n groot waagstuk. En my vraag is, hoekom sou sy so groot kans geneem het? En jy het dit gelees. Sy het gehoor van 'n God wat wonders doen. Sy het gehoor van 'n God wat wonders doen. 'n God wat nie vat nie, maar 'n God wat gee. 'n God wat nie wil hê nie, maar 'n God wat uitdeel. So 'n bietjie anders, nee. So 'n bietjie anders. Ek wonder dikwels oor my vriende net hier langs aan wat ook nou op die oomblik besig is om te vas. En ek weet vas is nie 'n manier om God se arm te draai of hom te manipuleer nie. Maar hoe terrible moet dit wees om te vas vir 'n God wat vir jou niks kan doen nie. Wat net vat en vra en niks gee nie. Ons God het alles gegee. En ons werk op na die hoogtepunt toe. Na daai Paasdag toe God alles gegee het. Sy dankbaar vir môre. Maar dit was 'n risiko. Sy het 'n kans gewaag, maar dit was op gehoor. Dit wat sy gehoor het, en toe ek dit lees in die week, toe dink ek aan daai blinde man Bartimeus. Hy sit nie waar nie. Hy sit by die poort van Jerigo. Lank na daai eerste stad se mure in mekaar geval het en God opdrag gegee het dat daai stad nooit weer moet herstel word nie, het mense tog besluit om die stad te herstel. Nie heeltemal op dieselfde plek nie, want as jy vandag Israel toe gaan, kan jy nog steeds van daai mure sien, down and out. Maar dit was my so ironies, dat Bartimeus sit in die poort van Jerigo, blind. Maar elkeen wat by daai stad se poort ingekom het, lank na, nie duisende, lank na Rahab se storie, het hy gehoor, ook van 'n God, wat deur sy seun Jesus Christus genees, herstel, herskep en gee. En toe daar 'n rumoer is van mense wat kom, en ek seker van, en die skrif sê nie dit nie, het hy gevra, so what's the commotion? Nee man, it's a locomotion. Jesus is op pad. En hy begin uitroep. En die skare sê, bly stil man, jy's blind. Hy roep al hoe harder. Wat dink julle het gebeur elke dag wat hy gesit het in sy blinde toestand en gebedel het?
Het jy gehoor as mense instap en sê, het jy gehoor wat Jesus jou weer gedoen het? Het jy gehoor van die krepele? Het jy gehoor van die blinde? Het jy gehoor van die dowe? En in sy hart en in sy binneste het daar iets gebeur. Dieselfde ding wat gebeur het met Rahab. Rahab het gehoor van hierdie groot God en daar het geloof in haar binneste gekom. Daar het geloof in die binneste van Bartimeus gekom en daarom skryf Paulus vir jou en vir my, geliefdes, in Romeine 10 vers 17 en jy ken hierdie skrifgedeelte, die geloof kom deur die gehoor en die gehoor deur die woord van God. En wat doen ons? We scroll. And we don't read. Hoef ek dit te verduidelik? Die vyand hou ons besig. Nog 'n storie, nog 'n reel, nog 'n video, nog 'n TikTok. And we're losing out. And our faith is getting stolen. Okay, ek moet klaarmaak. Romeine 10 vers 17 in die Message sê, before you trust, you have to listen. Before you trust, you have to listen. Vir jou en my om te luister, het ons nodig om te reageer op die uitnodiging van Matteus 11 vers 28 tot 30. Come away. Kom weg, breek weg, kom, luister, kom sit, kom hoor. Get away with me and recover your life. Wat 'n uitnodiging. Wat 'n uitnodiging. En Rahab se geloof strek verder as net die gehoor en net deur woorde. Rahab se geloof word dade. En hierdie geloof het haar in 'n posisie geplaas waar God op 'n merkwaardige wyse deur haar kon werk. Kyk net weer vir 'n oomblik in daai spieël. Geliefdes, God kyk nie na ons in 'n spieël nie. Want 'n spieël weerkaats net dit wat op die oppervlak is. God kyk na ons deur die mikroskoop van sy genade. Want die mikroskoop sien wat die blote oog nie kan sien nie. Dis nie 'n weerkaatsing nie. Dis 'n intens, diep kyk. En wat sien hy daar? Hy sien jou potensiaal. Hy sien sy roeping op jou lewe. Hy sien dit wat hy oorspronklik vir jou en my beplan het. Paulus skryf van die Korintiërs. En ek wil tog hierdie paar versies, kyk na dit op jou blaadjie want dit is bitterlik klein daar. Paulus praat hier met die Korintiërs oor hulle lewe voordat hulle by Christus uitgekom het. Maar kyk hoe mooi is dit. Hy sê, take a good look, friends. Ek wil nou nie vir jou vra om weer na die speeltjie te kyk nie, but take a good look. Ons is nou op baie ouderdom wat ons nie graag daar te lank daar wil vertoef nie, nê. But take a good look, friends, at who you were when you got called into this life. Dis Paulus wat dit sê, is nie ek nie. I don't see many of the brightest and the best among you. Not many influential and not many from high society families.
Isn't it obvious that God deliberately chose men and women that the culture overlooks and exploits and abuses? So klink dit na Rahab? Klink dit dalk vanmôre na jou lewe? These nobodies. To what? To expose the hollow pretensions of the somebodies. Is dit nie mooi nie? Jy dankbaar dat God die nobodies kies. Nie die braidstes nie. Eendag toe dog ek is baie grand en ek sê vir ou, ja, Jesus, ek is so bly die Here het my gekies. Toe sê hy, ag eintlik het die Here iemand anders in oog gehad, hy wou net nie. Sê dankbaar God vir die nobodies. Dis wie hy kies. Sê bly jy's 'n nobody, so that God can make you a somebody. En as jy 'n somebody is, ek bly God het jou ook gekies. Everything that we have, right thinking and right living, a clean slate and a fresh start, comes from God by way of Jesus Christ. So as jy wil brag, as jy jou eie beeld wil blaas, sê Paulus, blow a horn, blow a trumpet for God. En toe ek dit lees, toe dink ek aan wat gebeur het daar met Jerigo. Hulle was trots en proud oor hulle mure wat vasgestaan het. En wat gebeur? Met 'n shout en 'n blaas van ramshorings val daai mure plat. Nie deur menslike kundigheid en militêre presisie nie, deur eenvoud. Because that's what God does. So if you want to blow a horn for God. Because He's made a nobody into a somebody. So take a good look, friends. Take a good look. Take a good look, geliefde. So ongeag die labels wat jy dra, en ek praat nie van die brands nie. Ongeag die labels, die etikette, ongeag hoe swaar jou bagasie van jou verlede vir jou voel, wil ek vanmôre vir jou sê, daar is hoop. Want daar's God se genade wat groter is as jou verlede of jou hede. En sy doel is groter as jou mislukkings. En die boodskap van die kruis, dis wel dwaasheid vir die wat verlore gaan, maar vir ons wat daarin glo, is dit die krag van God tot redding. Dit gaan nie daaroor dat ons perfek moet wees nie. Dit gaan daaroor dat ons God sal vertrou, want dis hy wat jou en my stikkende, gebroke lewens kan vat en dit iets kosbaars kan maak. En iets moois daaruit kan voortbring. Psalm 51, en jy ken daai psalm goed. Konfronteer God vir Dawid oor sy eie ongeregtigheid. Oor sy eie stryk. Sy sonde met Batseba, maar julle weet alles wat daar gebeur het, hoe dat hy Batseba se man na die voorste linies toe gestuur het, en planne gemaak het, jy weet, om eers gebring het, om hom dronk gemaak het. Kan jy glo how entangled that must have been? En dis wat die sonde doen, hè? Dit draai jou vaster en vaster. Is dit 'n mooi Afrikaans nie? Dank tannie Molly is nou hier nie om my mooi reg te help. Dit draai jou vas en vaster en tot jy vaster is. Vaster. Maar Dawid kom tot die besef, ek kan nie bly voorgee vir God nie. Ek kan nie voorgee nie. Ek kan nie image voorhou nie. Maar wat sê hy? Daar's 'n offer wat God soek.
En daai offer is nie iets nie, dis ek. Hy soek die offer van wat? 'n verslae gees en 'n gebroke hart. Dis wat hy soek. Dis wat hy soek. En dan kom herhaal Dawid dit in Psalm 34 vers 19, wanneer hy sê, die Here is naby die wat gebroke is van hart, en hy verlos die wat verslae is van gees. Maar dis in die Engelse vertaling van die message wat dit vir my so mooi is. Hy sê, if your heart is broken because of your unrighteousness, jou foute. Sê let maar, ons is almal gewederbare Christene. Ja, but we have been entangled. If your heart is broken, you will find God right there. En miskien het vanmôre se preek soos 'n hou in jou maag gevoel. Wat sê hy? And if you've been kicked in the gut, and you've lost your breath, miskien het jy vanmôre half gesnak na jou asem. Sê Here. Sê hy vanmôre, ek sal jou help. I'll help you catch your breath. Is dit nie mooi nie? Is die woord van God nie amazing nie? Maar God soek nie jou verskonings nie, hy soek nie my verskonings nie, God soek ons berou. Hy soek nie ons voorgee nie, God soek ons eerlikheid. Weet wat is amazing? Ek en jy kan vanmôre asem skep. Want ons het 'n redder. Ons het 'n verlosser. Daar's 'n rooi tou van genade, sê Bernadette se lied, wat hang uit die venster van die kruis. Jou Burns, daai was 'n inspirasie deur die Heilige Gees. Daar's 'n rooi tou van genade wat hang uit die venster van die kruis. En dis nie 'n tou nie. Daar's 'n stroom van bloed, die bloed van Jesus Christus wat jou en my reinig en skoon maak. Vandag kan ons asem skep. Want God kies die onwaarskynlikes. He chooses the unlikely. Salomo skryf 'n klomp wysheid, en dis nie op die bord nie, dis ook nie op jou blaadjie nie. En ek weet hy praat oor wysheid daar, maar in Spreuke 6 vers 21 sê hy, bind dit gedurig deur op jou hart. Geliefdes, wanneer ons in die spieël kyk en die leuns van die vyand wil weer vir jou sê, jy's onwaardig, jy's dit of jy's dat, bind die woord aan jou hart vas. Die King James sê, hy sê, bind it to your heart and tie it around your neck. Dit klink 'n bietjie vir my woes, jy weet, as jy 'n tou om jou nek sit, is dit soos jy's hang op 'n galg, but maybe we have to tie the truth around our necks and bound it to our hearts. Sê dankbaar as 'n rooi tou van genade wat hang vanuit die venster van die kruis. Sal jy saam met my opstaan?
net in jou eie woorde vir 'n oomblik met die Here praat oor jou eie lewe. Jou eie mislukkings, jou eie teleurstellings. Jou eie spyt, jou eie hoekoms, jou eie waaroms. Ekskuus tog. En sien vanmôre. Sien vanmôre. Sien vanmôre die kruis. En die boodskap van die kruis. Sien vanmôre hoe dat daar bloeddruppels in die grond val. En een van daai bloeddruppels het jou naam op. En al was jou sonde so skarlaken, dit sal wit word so sneeu. Net daar waar jy staan vanmôre, as jy vanmôre voel jy het nodig om te bely voor die Here, bely. Kry vergifnis. Vir oggend 'n geleentheid vir vergifnis, vir vrymaking. Maak die vangriem van die vyand se leuns vanmôre los. As jy nie in staat is om dit los te maak nie, vra vanmôre vir die Here om dit los te maak deur sy krag. Deur sy kosbare bloed. Maak vanmôre sy woord. Maak dit om jou hart vas. Bind dit om jou nek as dit nodig is. Weet vanmôre, God kyk dieper. God sien in jou iets groter raak. Hy het 'n doel, hy het 'n plan, hy het 'n toekoms. Daar waar jy staan, wil jy nie vir hom dankie sê daarvoor nie. Skep vanmôre asem en weet, God het jou lief. God het jou lief. Here, ons is dankbaar vanmôre. Daar's 'n rooi tou van genade. Dankie vir die verhaal van Ragab, en al het Ragab en haar verhaal die waters van ons eie lewens troebel gemaak. Weet ons ook, Here, dis ook in hierdie seisoen, in hierdie tyd, die opbou na Paasfees, daar waar die volkome offer gebring is vir sonde en ongeregtigheid, dis die welaangename tyd. Om nie net die water weer te los, sodat alles kan afsak nie, maar om skoon te maak, nuut te maak, toe te laat dat die Gees ons herskep en vernuwe. Here, as ons nou in die spieël kyk, wil ons dieper kyk as die oppervlak. En wil ons u plan en u doel met ons lewens raak sien. En wil ons dit leef en nie die leuns van die vyand nie, nie ons verlede nie, nie al die ander goed nie. Dit wat u vir ons droom. Dankie dat u nie kyk soos die mens nie. En dankie dat u nie oordeel soos die mens nie. U sien die hart. Help ons om te luister. Here, sal u Gees die naprediker wees van hierdie woord. Sal u met ons werk in hierdie tyd, terwyl ons harte voorberei en gereedheid bring. Here, vir die wonderlike tyd van Paasfees. Ons eer u daarvoor. In Jesus naam. Amen.